Ek dink jy het reeds die tema gesien, vanmôre is wag die moeite werd. En 'n mens kan seker baie daaroor sê, is wag die moeite werd. Maar as ons op die Here wag, kry ons nuwe krag. Amen. En ek gaan begin lees vanmôre uit Handelinge 1 vers 4. Hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy 'n bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte. Luister mooi wat hier gebeur. Hy het gesê, Jesus het self gesê, gaan wag op die belofte. En ek wonder wat sou gebeur het as die disippels nie gewag het op die belofte nie. Ek wonder net in my binneste, sou dit anders gewees het, of sou hy ander gekies het? Want jy sien, as ons dit nie wil doen nie, dan kies die Here ander mense. Is dit die waarheid? Amen. Romeine 8:25. Hy sê, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. So in elke gebed wat ons doen, moet ons daarmee wag in volharding. Ons gaan dit nie ontvang, ons is nie aanhou en ons is in volharding vanmôre nie. Jy sien, baie keer bevind ons onsself in 'n krisis. En ons kom na die Here toe en ons vra, Here, help ons. Here, help ons in hierdie krisis. En is nie altyd maklik nie. Want ons aanbid 'n onsienlike God en ons as mens wil kyk na die sienlike oog. Ons is geneig om te vergeet ons dien 'n onsienlike God. En ek wonder baie keer, as ons sien hoe die Here in die geestesriem werk, ek dink ons sal verslae staan. Want jy sien, is daar waar die Here in beweging kom. Jy sien, ons verwag gewoonlik dat alles moet gou gebeur. Alles. Jy sien, ons wil die mikrogolf aansit 30 sekondes. En ons wil nou 'n antwoord hê, Here, ons kan nie wag vir later nie, ons soek hom nou. Ek dink ons leef in 'n generasie waar alles moet gou gebeur. En dit werk ongelukkig nie so in die riem van Jesus Christus nie. Romeine 8:25 sê vir my, sê, ons hoop wat ons nie sien nie. En ons is mense wat die sienlike wil sien. Ons wil dit dadelik sien. En daarom moet ons daai hoop hê op volharding. Jy sien, Here is nie gekoppel aan tyd nie. En as ons in hierdie krisis kom, dan is ons geneig om die Here in boksies te sit. Here, ek wil dit oor 'n maand hê. Here, U moet gou kom. Here, U moet dit doen. Nee, die Here se tyd is nie ons tyd nie. En net iets wat ek meer en meer sien. Die Here wil soms is jy in plek. En jy bid vir iemand anderste, of jy bid vir jou kind, of jy bid vir heeltemal 'n vreemde persoon, en jy vra vir die Here, Here, kom gebeur daar niks nie. Maar baie keer is jy reg, maar die ander persoon is nie in lyn nie, hy is nie reg nie, hy is nie reg om te ontvang waarvoor jy gebid het nie. En dan is daar 'n wagperiode, ons moet in daai wagperiode, wat ons moet volhard, en ons die krag kry in Jesus Christus. Ons kan nie net sommer net dit onmiddellik kry nie. Jy is dalk reg, maar die ander persoon is nie reg nie. En dit is so kosbaar wanneer die Here so op 'n awesome manier werk. En ons sê baie keer, Here, help gou. Maar jy sien, ons tyd is nie God se tyd nie. Ek sê altyd vir my vrou, is die right timing. Jy sien, ons moet baie keer buite daai right timing wees, want ons wil dit nou hê. Ons kan dit ongelukkig nie nou kry nie. En hy sê so mooi in Jesaja 40 vers 29, hy sê, geef vir die vermoede krag, as die mense wat ook baie keer bietjie vermoeid is, of is dit net ons predikers? Kyk wat sê hy hierso, hy sê, en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het nie. So as jy vanmôre geen krag het nie, die Here vermenigvuldig het om jou hy krag te gee. Amen. Kom ons gee hom net 'n lofoffer vanmôre. Jy sien, die vyand kom lekker by ons en hy sê, man, is nie moeite werd nie, is besig om jou tyd te mors. Jy bid nou al vir 'n paar jaar en niks gebeur nie. Dis juis in daai tydperk
wat ons naby aan die Here moet wees, sodat ons dit kan deurbid. Ek het 'n vriend en is so kosbaar. Hy het 9 jaar gewag vir sy gebed. En hy praat met my en ek dink ons hier by die 4de of die 5de jaar, sê ek, Here, ek weet nie waar hierdie man die krag vandaan kry nie. Maar op die 9de jaar, wat hy dit nie verwag het nie, kom die Here en hy gee sy deurbraak. Hy het vasgehou in die Here soos nog nooit tevore nie. Daai wat die Here sê, hy gee my nuwe krag. Die Here gee vir ons altyd deur nuwe krag. Jy sien, mense raak afgemat en ons struikel en ek kan dit verstaan. Want baie keer kom hulle te sê, hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Dis nou amper soos 'n kleintjie wat agter in die kar is en hy sê vir jou, pa, hoe ver nog? Hoe ver nog? En ons vra dikwels dit vir die Here en ek kan dit verstaan. Want wanneer ons in oor 'n lang tydperk in gebed gaan, dan begin ons moeg te raak. Ons begin afgemat te raak. Ons bly mens. Maar kom ons volhard in die Here vanmôre, dat hy vir jou die deurbraak sal gee en dat jy nie gaan onnodig wag nie. Jy sien, die vyand sê vir jou, jy wag totaal verniet. Jy mors jou tyd. Maar as ons aan die Here vashou, hy sal ons nie los nie. Wat is die betekenis van wag? Jy het 'n verwagting dat iets gaan gebeur. Daar's 'n verwagting en 'n afwagting. As ek so na my vriend gekyk het, dink ek weet nie, kry jy dit reg nie. Want jy's in afwagtinge en ons sien absoluut niks nie. Maar die Here het vir hom die deurbraak gegee. Hoop. As ons bid oor iets en ons vra, dan het ons hoop dat in vervulling moet kom. Ons moet daai hoop hê. Ons moet nie die hoop los nie. Jy sien, ons het uithou vermoë. Moet jy elke dag daai uithou vermoë behou. Behou dit. Versterk jouself. Jy moet volhard. En ek weet baie keer sê vir ons, jy bly volhard, maar jy sien niks nie. Hou aan, die Here werk in die onsienlike. Al sien ons dit nie. Amen. En ek gaan kyk in die woordjie, die Hebreëse woord vir wag, en dit was vir my so awesome geweest. Hy sê, die woord in Hebreëus, kava. Hy sê, dis wag, of dis hoop. Hy sê, of is om iets saam te bind, twisting, en die draai in Afrikaans sê dit nie mooi nie, dis twisting, en ek gaan bietjie dieper in, ek tel bietjie dieper in. En in die ou tyd, as hulle 'n tou gemaak het, moes hulle toue vleg, om dit sterk te maak. Hulle moet die tou vleg, om dit sterk te kan maak. Sal jy vir ons hy foto net opsit asseblief? Ek het 'n foto op van 'n tou. Ek hoop julle kan mooi sien. Daai boot het nie net een stukkie tou nie. Daai boot het 'n gevlegte tou, wat sterk is om my boot te anker. In die Hebreëse woord wat hy sê, kava, is hy gevlegte tou wat hy het, wat ons sterk maak. Wat beteken die kava in ons lewens? Wat beteken dit? Ons word ingevleg deur die Heilige Gees. En hoe meer en meer ons in die Heilige Gees werk, en hoe meer en meer ons aanvaar van die Heilige Gees, vleg hy daai tou, en hy maak ons sterker en sterker en sterker, en ons word ingeweef deur die Heilige Gees. Is dit nie waar nie? Hy sê in Prediker 4 vers 12b, hy sê, 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. 'n 3-dubbele lyn. Amen. 'n 3-dubbele lyn. Jy sien, ons word so ingevleg, dat dit onmoontlik is om gebreek te word. Hoekom sê ek so? Jy sien, want die Here kan nie gebreek word nie. Die Here kan nie gebreek word nie. Niks kan die Here breek nie. Maar as ons begin losmaak van die Here af, en ons begin hy tou losmaak, is die gevlegte tou nie meer sterk nie. Dis dan wanneer ons begin twyfel, en die vyand besig is om met ons te werk. En ek wil die storie vertel van 'n vriend van my. Hy skakel my eendag, en hy's in benoudheid.
en hy weet nie wat ek kan doen nie. En ons sê vir hom, kom huis toe, kom na ons huis toe, dat ons saam kan bid oor hierdie saak van jou. En hy's in so 'n stres toestand, dat hy my huis nie kry nie. Hy bly by die huis verbyry. En toe ek hom sien, toe hy by die voordeur inkom, toe kan ek sien, hierdie man is in groot stres. Daai man weet nie wat ek kan doen nie. En die Gees sê vir my, terwyl hy so instap, onthou wat die Here vir jou in die verlede gedoen het. Onthou jou deurbrake. Vanmôre wil ek jou herinner aan jou deurbrake wat jy gehad het. Hier's mense wat vanmôre bid vir 'n saak en sê, Here, die deurbraak kom nie. Ek wil vanmôre sê, jy moet vashou soos nog nooit tevore nie. Die aanvalle kom en jy moet vashou, want jy gaan daai deurbraak gaan jy ontvang. En terwyl ons gaan sit en ons bid met hom die saak, ons hoor wat die saak is, toe is ons stom geslaan. Hy het 'n paar, 2-3 jaar terug, het hy Mosselbaai toe gekom om vir hom 'n huis te bou. En ongelukkig het hy die bouer te veel geld gegee. En dis daai oggend wat die bouer vir hom sê, ek kan nie jou huis klaar maak nie. Daar's nie elektrisiteit in daai huis nie. Daar's nie dakkappe op. Daar's nie dakteels op nie. Daar is niks binne nie. Daar's nie eens kaste binne in die huis nie. Nou wat sê ek vir my vriend, as jy op daai punt kom, wat hulle daai eiendom nie kan klaarmaak nie. Daai man, ek kan verstaan hoekom hy stikkend was, want hy's verslae. En terwyl ons so staan, terwyl ons so sit, vra ek my vrou, bring vir my 'n A4 papier. En ek sê vir hom, teken die huis op daai papier, soos wat jy hom wil hê. En hy teken die huis. En toe hy klaar is, toe sê ek, jy het my vertel van die houtdek. Ek sien nie die houtdek op jou skets nie. Teken hy houtdek in op jou skets. En hy sê, maar hy skets is al weg. En het die Here geantwoord in 'n jaar se tyd? Nee, hy het nie. Dit het 'n periode van meer as 'n jaar plaasgevind, wat die Here vir hom 'n deurbraak op deurbraak gegee het. En ons het bly saam bid, en hy het vir ons kom kuier, en ons het hierdie saak deurgebid. Maar die Here het vir hom voorsien, ver bo wat ek of hy ooit kon dink. Amen. En ek het so vir hom geglimlag toe ons nou weer met hom gepraat het. Die skets wat hy geteken het, hy geraam. En hy het dit in sy werkskamer gesit. So elke keer as hy in die werkskamer kom, kan hy kyk van die grootheid van die Here. Amen. Hoe wonderlik is dit nie? Jy sien, ons dink baie keer in die wagperiode, mors die Here ons tyd. Die Here mors nooit jou tyd nie. Hy's besig om jou karakter te bou. Hy's besig om jou in te weef in Christus in. Hy's besig om jou voor te berei wanneer die aanslag kom. Hy's besig om jou op jou plek te plaas waar jy nog nooit ooit in jou lewe was nie. Die vyand sê dit is nie waar nie, maar dit is so, want is totdat daai deurbraak kom. Jy sien die Here kom en hy kom stap tree vir tree saam met ons. As ek kyk na Psalm 32 vers 8, hy sê ek wil jou onderrig. Hy sê ek wil jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Jy sien, dit is daai wagperiode. Hy sê ek wil jou raad gee. En hier is sommer die mooi ding in hierdie vers. Hy sê my oog sal op jou wees. Ek wil sê hier is vanmôre iemand. Die Here praat met jou. Hy sê my oog sal op jou wees. Wat ook al hierdie saak vanmôre vir die Here gegee het. Hy sê my oog sal op jou wees vanmôre. Bou aan daai tydperk, bou. Dis kosbare stene, net soos wat jy huis bou, is die fondasie wat gebou word elke liewe dag. Is 'n fondasie. Die Here gaan jou sterk maak in Christus. En ongelukkig is ons ongeduldig ons as mens, nee. Ons hou nie van wag nie. Ons wil nie in 'n tou staan en wag nie. Ons wil nie vir die kassiere wag nie. Ons is ongeduldig, nee. Is dit so? Of hou ons daarvoor om in 'n ry te staan? Glad nie. En ons wil self plannetjies maak. En die probleem is, wanneer ons die Here los en ons maak ons eie planne, kom dit teen 'n prys.
Niks voortydig nie, want dan sit 'n misoes. Dis dieselfde soos 'n atleet. Jy kan nie vandag 'n atleet wees en môre hardloop by die kampioenskappe nie. Daar kom 'n tydperk deur wat jy sou moet hard oefen, jy sou moet volhard. En is ons wedloop in Christus is 'n wedloop om te volhard. Jesus Christus het nêrens gesê het gaan maklik wees nie, nêrens in die Bybel nie. Nêrens het hy gesê is maklik nie, maar dat hy ons sal bystaan, definitief. Hy sal by ons wees. Amen. Ons kyk nou 'n goeie huwelik. Man, is 'n lekker onderwerp daai. Opofferings, uithou vermoë. Dit verg tyd en geduld. Is daar 'n paar wat met my kan saamstem? So 'n paar vetsakke sout wat jy opeet, nê. Maar jy druk deur en jy volhard. Jy volhard, want jy weet, dinge gaan beter gaan. Jy sien, die Here gee nie altyd jou begeertes van jou hart nie. En dit sit nie lekker op party ouens se ore nie. Jy sien, partykeer is dit 'n begeerte van ons hart om iets te hê, maar hy gee dit nie vir jou nie. Want is die regte tyd nie. It's not the right timing. En dan raak ons ongeduldig. En die Here kies 'n ander koers in. En dis nie die koers wat jy wil hê nie, maar die Here weet beter. Hy weet wat hy vir jou wil hê. Jy sien, in daai wagperiode mature ons. Net soos die mielie. Die mielie mature totdat hy geoes kan word. Dieselfde wat die Here vir ons in daai parskei sit. Hy sit ons laat daai olyf gedruk kan word, maar hy mature ons, dis wat hy wil doen. Moses maak 'n Egiptenaar dood, sy eie toedoen. Baie keer is hy krisisse ons eie toedoen. Eina, ons eie toedoen. Ons eie kop volg. Ek het so 40 jaar terug ook so lekker toets gedop. Nie God se wil nie, my eie wil. Dan het jy groot moeilikheid. Bly in die Here se wil. En arme ou Moses, 40 jaar in die woestyn. Jy sê, ek dink toe die aand so, en toe gaan hy in 'n tweede 40 jaar in die woestyn. Toe hy die volk uitlei. Die arme man. Ek weet nie hoe hy dit reg kry, maar Moses het eventueel, en ons weet wat daar gebeur het. Josef en Dawid. Ek dink Josef en Dawid is seker een van die grootste voorbeelde. Dawid het so nou met die Here saamgeleef, en ten spyte daarvan het Dawid geval. Ons dink baie keer ons val in ons poging in dit wat ons vir die Here vra. Is nie 'n mislukking nie. Die Here plaas jou deur 'n proses. Ons beskou dit as 'n mislukking, maar is die proses wat die Here met ons deurgaan. En ons weet, die Here bou in jou karakter. Dis daai intervene in jou wagperiode wat die Here met jou ingevleg hou. Jy sien, ons wag baie keer jare. Jesus moes 30 jaar wag voordat hy sy bediening begin. 30 jaar. Dawid moes 15 jaar wag nadat hy gesalf was voordat hy koning was. En arme Dawid moes baie oorlog veg. Is dit so? Ons kyk vir Abraham. 25 jaar voordat hy sy seun gekry het, Isak. Nie die aanplanne wat hy gemaak het nie. Hy plan het nie so lekker gewerk nie. En is daai eie plannetjies wat ons maak, wat ons byt. Moenie ander plannetjies maak nie. Saul is in oorlog. En die profeet Samuel sê vir hom, wag, saam met jou manskappe, vir 7 dae. En die 7de dag talm Samuel om te kom. Hy talm. En koning Saul besluit, ek gaan nie langer wag nie. Ek gaan so lank die offer bring, wat die profeet Samuel moet doen. Wat gebeur, terwyl hy met dit besig is, toe kom Samuel daaraan, die profeet Samuel. Dit het Saul sy koningskap gekos, dit het hom baie ander goed gekos, maar dit het sy koningskap gekos, omdat hy nie geluister het nie. Kom ons bly by die Here, kom ons memoreer nie. Die arme volk moes 40 jaar swerf, omdat hulle gememoreer het. En ons weet wat die gevolge van dit was.
Kom ons begin vandag te fokus op die oplossing en nie op die probleem nie. Die vyand kom en hy laat ons lekker fokus op die probleem. So jy sien nie meer vir Jesus nie. Jy sien nie meer die oplossing nie. Alles raak vir jou verkeerd. Jy sien alles in die verkeerde lyn. Maar kom ons fokus vanmôre op die oplossing. Onthou hoe die Here vir jou gewerk het in jou verlede. Ons vergeet baie keer hoe die Here met ons werk. Die Here wil nie hê jy moet jou plannetjies daar sit nie. Hy wil nie jou planne hê nie. Die Here se planne is altyd beter as jou plan A. Onthou net dit. Wat doen die Here in jou wagperiode? Hy laat jou herfokus. Here laat jou herfokus. Hy gebruik die tyd in daai periode van die wagperiode om jou te stig, om jou sterker te maak, om jou te embrace, om jou te empower, om te gee vir dit wat hy vir jou wil gee. En ons gedagte is nie die Here se gedagtes nie. Sy gedagtes is ver bokant ons gedagtes. En wanneer ons bid vir 'n saak, of ons gee dit vir die Here, kry skrif daarvoor, hou by die skrif, herinner die Here aan sy beloftes. Hy sê dit in sy woord, herinner my. Kom ons herinner hom aan sy beloftes. Hy sê dit so mooi dan, Jesaja 62:2. Hy sê, herinner my beloftes, moenie rus nie. Ons is geneig om die Here nie altyd te herinner aan daai beloftes nie. Wanneer jy volgende keer in daai wagperiode kom, wees proaktief. Bid vir die Here voor die tyd, voor die krisis kom. Begin tyd te spandeer met die Here. Word ingeweef deur die Heilige Gees, dat jy jouself kan voorberei. As die krisis kom, is jy voorbereid. Ons is baie keer geneig om nie voorbereid te wees nie. As die krisis kom, dan gaan ons in paniek in, en ons weet nie wat regtig om te doen nie. Ons raak verboureerd, en ons is benoud, soos hy vriend van my met hom gebeur het. Jy sien Jesus self, kom en hy stel vir ons 'n voorbeeld. Hy kom stel vir ons 'n voorbeeld. Hy staan in die boot en ek kan in my so 'n bietjie indink. Hy sien die boot in die golwe. En die arme disippels is daar in die boot en Jesus slaap lekker rustig. Ek hoop hy het 'n kussentjie gehad. Hy lê lekker rustig daar in die boot. En die boot word deur die storms gevat van die lewe en die storms woed. En hy weet nie wat te kan doen nie. En die storms bly woed. Maar wat doen Jesus? Hy bly slaap. Hoekom het hy bly slaap? Want hy het geweet sy Vader kyk na hom. Hy het geweet sy Vader sorg vir hom. Daarom was hy nie onrustig nie. Maar die disippels sê, maak hom wakker. Jy ken die storie en hy sê Jesus, wil jy ons moet vergaan? Nee. En wanneer ons in die krisis kom en ons bid vir 'n saak, dan begin ons soos die disippels raak. Ons sê, Here, gaan ons ook vergaan. Die Here gaan jou nie laat vergaan nie. Hy gaan met jou wees. Hy gaan jou deurdra. Hy gaan na jou kyk. Hy is met jou. Hou vas aan die Here ten alle koste. Die Here sal met jou wees. Jy sien, daai wagperiode baie keer bring onrustigheid. Maar ek wil vra, ervaar God se rustigheid en vrede, sodat hy daai vrede vir jou kan gee wat alle verstand te bowe gaan. Laat hy dit vir jou gee. Jy sien, in ons lewens ervaar ons baie keer die storm. En ons weet nie wat om met die storm te doen nie. Ons memoreer en ons raak in benoudheid en ons haal ons fokus van die Here af. Ons haal totaal ons fokus van die Here af. En dit is dan wanneer ons voel ons begin te val, ons voel dan ons is 'n mislukking, ons voel dan ons weet nie wat ek kan doen nie, maar dit is juist dan in daai tydperk wat die Here na ons toe kom en sê, hou vas in my, hou vas in my. Hier's mense vanmôre wat angstig is oor die saak waarvoor jy bid.
Moenie angstig raak nie. Moenie angstig raak nie. En ek weet dit is moeilik, hou vas vanmôre aan Jesus Christus jou anker. Jy sal nie 'n fout maak nie. Die Here is met jou. Sy krag en sy sterkte is met jou. Raak ingeweef soos daai tou. Moenie daai tou losmaak en begin weggaan van Jesus af nie. Sodra jy begin wegtree en jy sien 'n periode waar jy die Here bietjie meer aanbid nie, bietjie binnekamer tyd spandeer nie, en jy begin weg te beweeg van die Here, is jy besig om hy tou los te maak. Jy is besig om te aanhooi, jy maak hy tou los. Dit wat geweef is, maak jy los. En skielik begin jy agter te kom, dinge is nie so lekker nie. En wanneer die aanval kom, is jy nie gereed nie. Dis dan wanneer ons in benoudheid is. Dis dan wanneer ons oog totaal van die Here af was. Totaal van die Here af was. Kom ons gaan en ons hou vas in Jesus Christus ons anker. Hy wat ons rots is. Hy wat ons bergvesting is. Hy is die God op wie ons vertrou. Kom ons gee net die Here 'n bietjie lofoffer vanmôre.